'n nuwe leiersposisie te beklee klink opwindend, maar wat gebeur as die span wat jy erf nie heeltemal werk soos wat dit moet nie? Ek gesels nou met die talent- en kultuurstrateeg Anja van Beek oor praktiese stappe om 'n sukkelende span te help om weer momentum te bou. Dis so voorreg om met jou te kan gesels en ek dink is 'n baie belangrike onderwerp. Baie dankie dat jy vanoggend hier is. Dankie vir die uitnodiging, Elsa. Dit is sommer lekker om saam met jou te gesels. Nou Anja, baie mense stap in nuwe rolle in, jy weet, en erf dan miskien 'n span soos wat ek nou gesê het wat nie noodwendig so lekker funksioneer nie. Hoe algemeen is so 'n situasie? Hoe gereeld kry jy daarmee te doen? Ek kry baie daarmee te doen. Ek dink ek sien dit gereeld met die kliënte wat ek werk, wat hulle opgewonde is. Hulle is nou aangestel in hierdie bestuurdersrol, maar die mense wat saam met hulle werk of die span, soos jy sê wat hulle geërf het, is nie die span wat hulle self sou gekies het nie. So dis baie algemeen, veral as jy 'n aanstelling kry binne 'n maatskappy wat jy kan ek maar sê skuif van een afdeling na 'n ander afdeling toe, is dit nogals die realiteit. Goed, so wat is die grootste fout wat nuwe leiers dan maak wanneer hulle probeer om so 'n span reg te ruk? Die grootste fout, Elsa, is dat hulle inkom en hulle dink hulle moet oornag amper daai held wees wat alles regmaak. En ek dink jy moet amper jou gedagtes rondom dit verander om te sê, weet jy wat, ek is nie hier om hulle reg te ruk nie. Dit is 'n proses waar ek net baie intentioneel moet wees oor hoe help ek hulle om suksesvol te wees. Want as jy kyk na daai groep mense met wie jy werk, dan moet potensiaal wees. Dit mag wees dat ons dit nie op die oomblik raak sien nie, as jy kyk na hulle werk, maar dit is die ding, moet dit nie oornag probeer regryk nie, maar wees baie intentioneel oor hoe help ek hulle om dan suksesvol te wees. Nou jy verwys na die sogenaamde goud in 'n span en die feit dat 'n mens dit eers moet raak sien. So hoe doen 'n mens dit prakties? Ja, so ek dink as jy gaan kyk na sien die goud in die span, wil ek hê jy moet dink aan met elke individu met wie jy praat. Belangrik om 1-tot-1 gesprekke met hulle te hê en te gaan kyk, maar wat doen daai persoon goed? Wat is dit wat uitstaan? Wat kan ek raak sien wat ek op 'n ander manier kan aanwend, of wat ek net kan sê vir hierdie deel van die werk wil ek hê jy moet daarop fokus. Hoe belangrik is dit om duidelike doelwitte en 'n visie vir 'n span te skep? So dit gaan nie net oor die duidelikheid daarvan nie, maar dit gaan ook oor die meetbaarheid daarvan. Want as ons nou met 'n span werk en ons vertel vir hulle wat is die visie, is dit een ding. Maar om dit dan af te breek in meetbare doelwitte, want ek dink as ons praat van momentum, om daai span momentum te gee, as jy sien hulle bereik hulle doelwitte, gee dit vir hulle so 'n bietjie trots en hulle so 'n bietjie, ek sê altyd, wees baie doelbewus om sukses te ontwerp en vir hulle te kan sê, einde van die week, kyk wat het ons reg gekry. Ons kan dit celebrate. Maar hoe lank neem dit, wanneer 'n mens realisties na so 'n kwessie kyk, hoe lank neem dit om so 'n span reg te ruk? Dis 'n moeilike vraag, want ek dink nie daar's 'n spesifieke tyd wat ons daaraan kan koppel nie, maar wat ek wel kan beamoen is dat dit tyd vat. Hulle sê dat wanneer ons 'n verandering kommunikeer, moet ons ten minste 8 keer oor dieselfde onderwerp praat. So jy kan nou dink, as ons nuwe doelwitte stel, as ons nuwe verhoudinge probeer bou en mense in die besigheid te beïnvloed, selfs met jou span, 8 keer kommunikeer oor dieselfde boodskap. So dit vat tyd. En ek dink mens moet geduldig wees, maar wel vir hulle uitwys hoe ons momentum bou en vorder. Anja, wat 'n insiggewende gesprek. Baie dankie dat jy vanoggend met ons hieroor kom gesels het. Hoopelik gesels ons weer in die toekoms. Dankie, Elsa. Goed, nou bly net waar jy is, want net hierna draf ons oor na die atletiekbaan. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Onthou om ons op sosiale media te gaan volg om op hoogte van sake, sommer ook hier agter die skerms te bly. En dan kan jy natuurlik ook 'n draai gaan maak op ons YouTube kanaal, indien jy enige van hierdie interessante en insiggewende gesprekke misgeloop het. Ons is nou weer terug.